Rigters, hoofstuk 1. En die Israeliete het na die dood van Josua vir die Here gevra, watter een van die stamme van Israel moet voortrek vir die oorlog teen die Kanaaniete? Toe antwoord die Here, die stam van Juda, want ek het die land in sy hand oorgegee. En die stam van Juda het vir die stam van Simeon gesê, trek saam met my op na die grondgebied wat deur die lot vir my aangewys is, en help my met die oorlog teen die Kanaaniete. Dan sal ek weer saam met jou optrek. Toe het die stam van Simeon saam met hulle opgetrek. Juda het uitgetrek vir die oorlog teen die Kanaaniete, en die Here het die Kanaaniete sowel as die Feresiete in sy hand gegee. By Besek het hulle 10.000 man doodgemaak. Daar by Besek het hulle op Adoni Besek afgekom en teen hom in die geveg betrokke geraak. Dit was toe dat hulle die Kanaaniete en die Feresiete verslaan het. Adoni Besek het gevlug en hulle het hom agterna gesit en gevange geneem. Toe kap hulle sy 2 duime en sy groot tone af. En Adoni Besek sê, daar het 70 konings wie se duime en groot tone afgekap is onder my tafel vir iets te ete gesoek. Nou het God my vergeld vir dit wat ek aan hulle gedoen het. Daarna het die stam van Juda teen Jerusalem gaan veg en dit ingeneem. Hulle het die inwoners met die swaard omgebring en die stad verbrand. Vandaar het die stam van Juda teen die Kanaaniete in die bergwêreld, die Negev in die suide en in die Laagveld opgetrek en teen hulle geveg. Toe het die stam van Juda teen Hebron opgetrek, waar hulle Sesai, Achiman en Talmai gedood het. Hebron se naam was voorheen Kirjat Arba, wat stad van Arba beteken. Toe het hulle opgetrek teen die inwoners van Deber, wat tevore Kirjat Sefer genoem is. Toe sê Kaleb, ek sal my dogter Achsa as vrou gee aan die man wat Kirjat Sefer binneval en inneem. Kaleb se jonger broer Kenas se seun Otniel het die stad ingeneem en Achsa is vir hom as vrou gegee. Toe sy daar aankom, het sy vir Otniel aangespoor om 'n stuk grond van haar pa te vra. En toe sy van die donkie afklim, het Kaleb vir haar gevra, wat kan ek vir jou doen? En sy antwoord, seën my met 'n geskenk, want pa stuur my na 'n dorre landstreek. Gee my dan asseblief ook waterbronne. Daarop het Kaleb vir haar fonteine op die hoër gedeeltes en op die laer gedeeltes gegee. Die Keniete was die nageslag van Moses se skoonpa. Hulle het saam met die stam van Juda uit die Palmstad, wat ook Jerigo genoem word, getrek in 'n suidelike rigting na die woestyn naby Arad in Juda. Hulle het daar tussen die volk gaan woon. Toe trek die stam van Juda saam met die stam van Simeon en verslaan die Kanaaniete in Sefat. Die stad is met die bandvloek getref. Hulle het dit Gorma genoem. Die stam van Juda het ook Gaza, Askelon en Ekron met hulle grondgebiede ingeneem. En Juda het die bergwêreld in besit geneem, omdat die Here met hom was. Hy kon egter nie die vlakte se inwoners verslaan nie, omdat hulle strydwaans van yster gehad het. Die stam van Juda het toe Hebron aan Kaleb gegee, volgens die belofte van Moses. Daar het Kaleb die 3 nakommelinge van Enak verdryf. In Jerusalem het die Jebusiete gewoon, want die stam van Benjamin het hulle nie verdryf nie. Tot vandag toe woon hulle saam met die stam van Benjamin daar. En die Here was saam met die nageslag van Josef toe hulle na Bet-El opgetrek het. Toe het die nageslag van Josef vir Bet-El, wat tevore bekend gestaan het as Lus, laat verken. Die verkenners het op 'n man afgekom wat uit die stad gegaan het en vir hom gesê, as jy aan ons wys hoe om in die stad te kom, sal ons jou daarvoor beloon. En hy het aan hulle gewys hoe om daarin te kom. Hulle het al die inwoners van die stad met die swaard omgebring, maar hulle het die lewens van die man en sy familie gespaar en hulle vry laat gaan. Vandaar het die man toe getrek na die land van die Hetiete en daar 'n nedersetting gebou. Hy het die plek Lus genoem en dit is vandag nog die naam van die plek. Die inwoners van Bet-San, Taanach, Dor, Jebleam en Megiddo met hulle omliggende dorpe is egter nie deur die stam van Manasse verdryf nie, want die Kanaaniete was vasbeslote om steeds daar te woon. Maar Israel het sterker geword en hulle gedwing om dwangarbeid te verrig. Hulle kon hulle egter nie uitdryf nie. En die Kanaaniete wat in Geser gewoon het, is ook nie deur die stam van Efraim verdryf nie. Hulle het daar tussen die stam van Efraim bly woon.
Die inwoners van Kitron en Nahalal is ook nie deur die stam van Sebulon uitgedryf nie. Alhoewel die Kanaaniete verplig is om dwangarbeid te verrig, het hulle steeds tussen hulle bly woon. Die inwoners van Akko, Sidon, Aglab, Agsib, Gelba, Afek, asook Regob, is ook nie deur die stam van Aser uitgedryf nie. En omdat hulle nie die Kanaaniete kon verdryf nie, het die stam van Aser net tussen hulle gaan woon. Die inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat is ook nie deur die stam van Naftali uitgedryf nie. Daarom het hulle tussen die inwoners van die land gaan woon. Die mense van Bet-Semes en Bet-Anat is egter gedwing om handearbeid te verrig. Die stam van Dan is deur die Amoriete verhoed om na die vlaktes af te gaan, maar is die bergwêreld ingedruk. Die Amoriete was vasbeslote om in Hargeres, Ayalon en Saalbim te bly. Die nageslag van Josef het egter so swaar op hulle begin druk, dat hulle verplig was om handearbeid te verrig. Die Amoritiese gebied het gestrek vanaf Akribumnek, wat Skerpioenek beteken, van die rots af verder boontoe.